Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, op hierdie maandag, die 2 Februarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek lees vanmôre hier uit die boek van Jesaja, hoofstuk 29, en dit gaan oor die wonderbare wee van God met Jerusalem. Dit is 'n baie interessante storie, en ek lees graag die hele hoofstuk saam met u. Wee Ariel, stad waar Dawid laar opgeslaan het. Voeg jaar by jaar, laat die feeste hulle kringloop volbring. Dan sal ek Ariel benoud maak, en daar sal geklaag en geklag wees, en dit sal vir my soos Ariel wees. En ek sal in 'n kring teen jou laar opslaan en jou met wagposte beleer en skanse teen jou oprig. Dan sal jy diep uit die grond spreek en op dowwe toon sal jou woord uit die stof voortkom en jou stem sal uit die grond opkom soos die van die gees van 'n afgestorwene. En uit die stof sal jou woord piep. Maar die menigte van jou vyande sal word soos dun stof. En die menigte van die tiranne soos kaf wat wegwaai. En dit sal heeltemal onverwags gebeur. Hoekom gaan hierdie dinge gebeur? Hoekom gee God hierdie waarskuwing deur die profeet Jesaja op hierdie oomblik, in hierdie skrif, in hierdie hoofstuk? Luister wat sê vers 6, vanweë die Here van die leerskare sal jy in genade besoek word, met donder en aardbewing en groot gedruis, wind en storm en die vlam van 'n verterende vuur. En soos 'n droom, 'n naggesig, sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen Ariel, ja, almal wat teen hom oorlog toe trek en teen sy bergvesting en hom benoud maak. En soos 'n hongerige droom dat hy eet, maar hy word wakker en sy siel is leeg, en soos 'n dorstige droom dat hy drink, maar hy word wakker en hy is moeg en sy siel versmag, so sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen die berg Sion. Luister baie mooi. Soos 'n siel wat eet, maar hy word wakker en sy siel is leeg. Soos een wat honger is, en hy eet, maar sy siel is leeg. Wat gebeur met die woord van God? Jesus is die woord. Hy is die brood van die lewe. Met ander woorde, deur die woord word ons siel versadig. Maar wanneer ons nie ons siel voedsel gee nie, met ander woorde, wanneer ons nie ons Bybels lees nie, dan sal ons honger bly. Ons siel sal leeg wees. Soos 'n een wat dors het, maar ons drink, maar ons is moeg, want ons siel versmag. Want jy sien, Jesus het ook gesê, hy gee die lewe, die water van die lewe. En wie van hom drink sal nie weer dors kry nie. Met ander woorde, die Heilige Gees vul ons soos hierdie water wat net Jesus kan gee. Ons kan alleenlik die Heilige Gees ontvang wanneer ons Jesus ontvang, wanneer ons wedergebore is deur hom. Vers 9 sê, vertoef en verwonder julle, wees blind en verblind. Hulle is dronk, maar nie van wyn nie. Hulle waggel, maar nie van sterk drank nie. Want die Here het oor julle uitgegiet 'n gees van diepe slaap, en hy het julle oë, die profete, toegesluit en julle hoofde, die sieners, toegebind. Hoekom doen die Here dit aan ons? Hoekom is hierdie waarskuwing deur Jesaja so hard dat hier is 'n straf wat uitgespreek word? Hoekom? Want jy sien, die mensdom het ongehoorsaam geword. Hulle wil nie luister na die woord van God nie, maar hulle verwag goeie dinge in hulle lewe. Maar hulle is die wat veroorsaak dat God se toorn oor hulle uitloop. Vers 11, so het dan die gesig van al hierdie dinge vir julle geword, soos die woorde van 'n verseelde boek. Die Bybel is 'n verseelde boek. Die Bybel is nie daar vir almal om te verstaan nie. Die Bybel is nie daar vir elkeen om openbaring te kry daardeur nie. Dis 'n verseelde boek. En hulle gee dit aan iemand om te lees, want hulle verstaan dit nie. Met die woorde lees dit tog, maar hy sê ek kan nie, want dit is verseël.
of hulle gee die boek aan iemand wat nie kan lees nie. Met die woorde lees dit tog, maar hy sê ek kan nie lees nie. Jy sien die mense van vandag soek dooie woorde, leefwoorde, woorde wat nie uit die woord van God uitkom wat lewe gee nie. En die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart van my ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensegebod is. Jy sien, die mense vrees vir God is nie meer daar nie. Daar is nie meer respek vir God in hierdie dae nie. Ons sien telke male hoe mans met hoede op hulle koppe sing. Is dit 'n probleem? Dis 'n probleem, want die woord sê, jy moet God eer. 'n Man wat 'n hoed dra in aanbidding eer God nie. Dis wat die woord vir ons leer. Hoekom sing hulle dan met hoedens op? Hoekom hulle aanbid hulle met hoede op hulle koppe? Is dit om oneer aan God te bewys? Dis net 'n hoed, ja. Jy kan dit probeer verteer net soos jy wil, maar die woord van God is wat staande bly. Die woord van God is wat die waarheid is. En as ons teen die woord van God spreek, spreek ons teen God self. Daarom, vers 14, sal ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk. Wonderlik en wonderbaar, en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. Wee hulle wat planne diep verberg vir die Here, wie se werk in duisternis plaasvind, en hulle sê, wie sien ons en wie ken ons? O julle verkeerdheid. Of moet die pottebakker beskou word as klei? God is die pottebakker. Hy is nie die klei nie. Ons kan hom nie vorm en maak sodat ons wil nie. Hy vorm ons en maak sodat ons wil, en ons moet 'n vrees hê vir hom, want hy is in beheer, en hy sal jou slaan en neerwerp wanneer dit hom pas, want hy is God. Dat die maaksel van sy maker kan sê, hy het my nie gemaak nie, en die vormsel van sy vormer kan sê, hy het geen verstand nie. Sal dit nie nog 'n baie kort rukkie duur dat die Libanon in 'n vrugteboord verander word en die vrugteboord vir 'n bos gereken word nie? En in die dag sal die dowe skrifwoorde hoor. Luister mooi, die dowe sal skrifwoorde hoor. En uit donkerheid en duisternis sal die oë van die blinde sien. En die ootmoedige sal vreugde op vreugde smaak in die Here. Die ootmoediges, die wat nederig is voor God. En die behoeftiges onder die mense sal juig in die heilige van Israel. Want gedaan is dit met die tiran, en klaar is dit met die spotter, en uitgeroei is almal wat op ongeregtigheid bedag is. Hulle wat 'n mens as sondaar brandmerk ter wille van 'n woord, en strikke span vir hom wat vir die reg opkom in die poort. En die regverdige met nietige voorwendsels wegstoot. Daarom so sê die Here tot die huis van Jakob, hy wat Abraham verlos het, Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie. Want as sy kinders die werk van my hande in sy midde sien, sal hulle my naam heilig, ja, hulle sal die heilige van Jakob heilig, en vir die God van Israel met ontzag vervul wees. Hulle sal weer respek wees vir God, hulle sal weer 'n vrees wees vir God, en hulle wat dwalende van gees is, sal insig verkry, en die murmureerders sal lering aanneem. Lering aanneem. Ons moet ophou kla en ons moet begin om God te vrees, soos dit moet wees, soos die woord ons leer, en die leer van die Bybel aanvat, en nie die van mense nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here, dat U ons verlos van die pyniging van hierdie wêreld, dat ons nie deel is van hierdie wêreld nie, maar dat ons 'n vrees het vir U, Vader, want U is die God van hemel en aarde. U het alles gemaak, Here, en U is in beheer van elkeen van ons se lewens. En al wat U van ons mag, is om U te aanbid, om U te vrees met 'n heilige vrees in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self sodat die wêreld jou nie mislei nie. Groete.